Goeiemôre maatjies. Yes, lekker om julle te sien, man. Yes, ek het verlang na julle. Hoor gou hierso. Ons vergeet iets. Wat is dit? Ja, ons moet groet. Kom ons groet gou mekaar. Splish splash sweet. Great. Julle, onthou julle, Blaf het vir ons 'n video gemaak op sy kamera. Onthou julle, ek weet nie of julle dit gesien het. Hallo, maatjies. En toe sê hy kan nie vandag hier wees nie, want sy maat gesê as gevolg van hierdie corona ding mag hy mos nie hier wees nie. Ek mis julle en hoop om julle gou te sien. Onthou julle, Blaf het vir ons hierdie geskenk gestuur. Ek stuur vir julle 'n persentjie wat Dominee Morney moet oopmaak. Okay. Wonder of wat sweets in is. Kom kyk. Wat is dit? 'n pomelo? 'n pomelo? Blaf rarig, 'n pomelo. Ag nee man, ek hou nie eers van 'n pomelo nie. Maatjies, kom ek vertel vir julle 'n storie. Julle het dit gehoor? Het julle? Julle kyk net hier. In die lewe in. So Dominee Morney, ek bly het my uit die boks uit laat kom. Het julle in julle lewe al 'n pomelo gesien wat praat? Dominee Morney, ek het nog nooit 'n pomelo sien praat nie. Ek het nog nooit nie. Waar in die ek het dit nie geweet nie. Ek het nie geweet dat pomelos kan praat nie. Het julle dit geweet? Waar kom jy vandaan, pomelo? Dat jy so kan praat. Waar kom jy vandaan? Ek kom van 'n boom af, Tommy. Dis nie wat ek bedoel, pomelo. Ek bedoel nie van soos weet wat, toe maar. Dominee Morney, ek het 'n naam, hoor. As jy dan nou 'n naam het, wat is jou naam? My naam is Gertruida Susanna Hermina van der Dae. Goeie genade, maatjies, het julle daai naam gehoor? Gertruida Susanna Hermina. Ek sal nooit dit pomelo. Wat noem mamma jou? Wel, my mamma noem my Appel. Appeltjie. Ek wil vir jou 'n storie vertel. Ek het nooit gedink, maatjies, het julle ooit gedink dat 'n pomelo kan praat, nee? Ek het ook nie so gedink. In Numeri 22 is daar 'n storie van 'n donkie wat kan praat. Kan jy glo, 'n donkie? En toe weet julle wat gebeur toe? Daar was 'n ou gewees wat bo op die donkie gery het. Sy naam was Biliam. En Biliam, daar het 'n koning na hom toe gekom en 'n klomp geld aangebied en toe sê die koning vir hom: "Jy moet 'n klomp goeders doen en dan gaan ons God se volk seermaak." En God hou nie daarvan as mense sy volk seermaak nie. En toe ry Biliam op hierdie donkie op pad na 'n dorp toe. En toe staan daar 'n engel voor die donkie en toe stop die donkie. En dit het 3 keer gebeur, elke keer op 'n ander plek. En naderhand gaan lê die donkie en toe die donkie gaan lê, toe slaan Biliam die donkie en toe op 'n stadium toe draai die donkie om en toe begin die donkie met Biliam praat. Toe sê vir hom: "Hey, hoekom slaan jy my so?" Toe Biliam soos: "Ek het nie geweet dat donkies kan praat nie." En dis 'n donkie wat praat. Daar's 'n lang storie. Lees 'n bietjie in Numeri 22. So Dominee Morney, dit was 'n oulike cool storie. Appel, het jy geweet van donkies wat kan praat? Ek het nie geweet van diere wat kan praat nie. Wys jou net, Appel, wys jou net. Maatjies, Jesus kan enige iets gebruik of enige iemand gebruik om sy boodskap aan buitekant te vertel. En hy sal enige iets doen om vir jou en vir my en al sy maatjies te beskerm, sodat hulle niks oorkom nie. Kan jy dit glo? Dis so lief, liewe Jesus, ons het. Is daar nie in die Bybel iets van klippe wat praat nie? Ja, Appel, daar is 'n storie in die Bybel. In Lukas 19, dan sê Jesus daarso: as mense nie vir die hele wye wêreld van sy goeie nuus wil vertel nie, dan sal selfs die klippe skree. So met ander woorde, as ons dit nie wil doen nie, sal die klippe begin praat en die klippe sal al hierdie goeie nuus van Jesus vertel. Alles wat ons moet weet. Dominee Morney, van wat se goeie nuus praat jy? Hierdie goeie nuus is dat Jesus vir ons so lief is dat hy aan die kruis gesterf het sodat ons nooit hoef dood te gaan nie en dat ons vir altyd en vir altyd by hom sal lewe binne in die hemel as ons 'n verhouding met hom het. Weet julle wat beteken dit? Dis 'n groot woord. Maar weet julle wat beteken 'n verhouding? 'n Verhouding beteken om elke dag by Jesus te gaan sit. En hoe doen 'n mens dit? Jy lees Bybel en jy bid. En dis hoe mense 'n verhouding met Jesus
moet Jesus ophou. Goeie nuus, né, Appel? Sjoe, Dominee Mornay, dit is regtig baie goeie nuus. Wie jy my hartjie raak sommer so bly as ek dink aan hoe baie lief Jesus vir ons doen. Is dit vir jou ook bly nie? Yes, like it. Dan raak ek sommer net bly. En dan dink ek by myself, "Sjoe, liewe Jesus is dan baie lief vir ons." Maatjies, dink julle nie ook so nie? So, ek dink ons moet bietjie saam bid nou. Dink jy nie ook so nie, Appel? Kom ons bid bietjie saam. Appel, maar ek wil jou nou 'n guns vra. Ek weet jy het nou 'n gas vandag by, maar wil jy nie vir ons bid nie? Ag toe. Verseker, Dominee Mornay. Okay, julle, kom ons sluit die oogies aan. Right. Kom ons bid saam, maatjies. Dankie, liewe Jesus, dat ons vir altyd by liewe Jesus in die hemel kan bly. Amen. Jesus se kinders sê amen. Wil julle hoor? 1 2 3. Jesus se kinders sê amen. Great. Appel. Weet jy wat maak my nog kwaai opgewonde? En maak my sommer so arts and crafts. Ons gaan nou 'n bietjie arts and crafts kyk. Wat dink jy? Jee, nou is dit tyd vir arts and crafts. Daar zijn maters. Hier is nou by die arts en crafts gedeelte van Splish Splash Sweet. Jy het 'n hele paar goedjies nodig. Jy het 'n A4 karton nodig, verkieslik wit, want jy 'n lekker skerp skêr nodig. As jy nog nie met 'n skêr kan werk, jy vra vir mamma of pappa om te help. Dan het jy 'n gaatjie druk of 'n pons nodig. Jy het 'n paar rekkies nodig, so 2 of 3 van hulle. Dan het jy 'n lemmetjie nodig. Ons gaan gaatjies in die papier later moet sny. As jy nie 'n lemmetjie het nie, kan jy altyd die skêr gebruik. Dan het jy 2 googly eyes nodig. As jy nie googly eyes het nie, ons sal hulle sommer kan inteken met 'n potlood. Soos gewoonlik het jy 'n Sharpie nodig om die buitelyne te teken. Dan het jy 'n stukkie sellotape nodig, jy het 'n uitveer nodig. Ons gaan 'n paar guidelines teken en ons gaan dit weer met uitveer. Jy het 'n potlood nodig, jy het 'n liniaal nodig en dan het jy 'n basiese print nodig. Jy het inkleurkruite nodig, 'n hele paar van hulle. En dan het jy wol nodig. Enige kleur sal 100% reg wees. Pause gou die video, dan hardloop jy en dan haal jy dit gou. Meeste van die goedjies sal jy 'n mamma of pappa se studeerkamer kry. Veral met jou sommer gou help. As maters, ek glo jy het alles wat jy nodig het vir jou arts and crafts. Right. Nou gaan ons 2 guidelines teken. Jy sal sien van die middelste gedeelte van die bladsy, sodat jy die bladsy in die helfte deel. Ek het 'n baie donker streepie getrek. Jou nou moet nie so donker wees nie. Dis net om vir jou te kan verduidelik. Dan vat jy die onderste gedeelte en dan trek jy weer daar ook 'n lyn. Nou vat jy so plus minus 5 cm van bo af, merk jy 2 merkies. Daai merkies wat ek daar vir jou wys, dis waar jou oogies gaan kom. So met ander woorde, jy moet asseblief daar van mamma sê, dat sy meet hoe ver is jou oogies uitmekaar uit. Hierso teken ons nou die donkie se neusgate, maar dit gaan wees waar jou oogies gaan deurkom. So sorg dat daai min of meer die regte grootte is vir jou oogies. Nou gaan ons die donkie se bek teken. Sien ek los hier 2 stukkies, dis waar sy tande gaan kom. So teken so 'n bietjie soort van 'n plat gedrukte oval. Hierdie is sy smile en kyk nou hierdie lekker skewe voortande wat hierdie donkie. Ons wil hê moet so 'n bietjie goofy lyk. Wat ons dan doen is dan teken ons die boonste gedeelte, teken ons die oë. Probeer dit om dit redelik rond te kry. Ek het 1 grootjie en 1 kleintjie geteken. Right, dan maak ons sy ore. Ek het aan die bokant van die ore maak ek so ekstra stukkie by en dit gaan maar net help om 'n bietjie skakering te gee en 'n bietjie diepte te gee. Dan maak ons sy kop, die onderste gedeelte van sy kop en dan die boonste gedeelte waar die hare gaan kom. So maak dit lekker groterig. Probeer nou om daai guidelines van jou uit te vee na die beste van jou vermoë, want ons wil nie hê dit moet regtig daar wees nie, dit gaan lelik wys. Vat dan jou potlode, jou inkleurkruite en nou kan jy na hartelus te kere gaan. Kleer jou donkie in net soos wat jy wil. Nou jy kan enige iets hierso doen, pers, pink, geel, groen, net soos wat jy wil. Jou donkie hoef nie soos 'n normale donkie te lyk nie. Ek het maar net besluit, ek gaan my 'n bietjie bruin maak, dat dit dan min of meer soos 'n donkie lyk, dat jy dan kan sien wat is die idee agter dit. Onderste gedeelte het ek bietjie ligter ingekleer, so 'n bietjie van 'n goue kleur waar sy bek is. En dan gaan jy nou sien, nou gaan ek probeer om 'n bietjie skakering in te sit. So jy maak so 'n paar aan die bokant dat dit lyk of die son op die donkie se gesig skyn. Right hier waar jou neusgate is, kleur ons lekker donker en om 'n bietjie skade weer te gee daarso. Volgende gedeelte is, gaan ons kyk na die oogies. As jy googly eyes het, soos wat ek hierso het, kan jy hulle opplak. As jy nie het nie, kan jy maar net 2 lekker groterige donker swart sirkels teken daar. Ek
het bietjie vergeet om die ore se waaie te teken, so teken dit gou in en kleur daai gedeelte in, net om dit bietjie beter te laat lyk. Right, nou kom die pret gedeelte. Maatjies, asseblief wees versigtig met 'n skêr, dat jy nie jouself raak knip nie. As jy dit nie kan doen nie, soos ek nou al gesê het, vra van mamma sy met jou help. Knip nou jou karton uit, sodat jy nou 'n masker gaan vorm. So probeer om aan die buitekant van die swart lyne te knip, sodat jy mooi kan sien hoe dit lyk. Kyk net daar. Oh, beautiful. Nou vat jy gaatjietrekker, ek het 'n lekker enetjie hierso, en dan maak jy daai gaatjies daarso. Jy sal nou sien daai gaatjies vir wat dit gaan gebruik word. Nou gebruik ek 'n stukkie wol, sny vir jou 'n stukkie wol af, en dan vou jy dit so 2 of 3 keer so in die middel deur. Dit gaan die donkie se hare wees. Kry sellotape, wat ek vir jou gesê het jy moet kry, en dan plak jy die boonste gedeelte lekker styf vas, so naby en styf as wat jy dit kan kry. Knip dit af, en druk dit so plat. Dan vat jy jou skêr, en jy knip al die goeders wat dubbeld is, knip jy los, want ons wil nou lekker los hare maak. Die boonste gedeelte, soos jy kan sien, is die gaatjie nou 'n bietjie groter, want dit moet daar deurpas. As dit nie daar deurpas, jy maak die gaatjie so klein bietjie groter. Druk dit deur, laat dit aan die voorkant is, draai hom om, en dan plak jy dit vas met sellotape, laat dit nie ergens heen gaan nie. Kyk net daar. Nou kom die gevaarlike gedeelte. As jy 'n lemmetjie het, laat papa asseblief hier so help. As jy nie 'n lemmetjie het, vat sommer 'n skêr en knip 'n gat daar binne-in. Hier is waar jou oogies gaan kom, so ek sny dit uit. Jy sal sien hierdie maatjie aan die onderkant keer, laat ek nie op my lesenaar gate insny nie. Mamma gaan nie gelukkig wees as jy 'n haattafel gaatjie sny nie. So, dat hulle dit daardeur kan sny. Nou, tyd om die rekkies aan te sit. Ek het 2 rekkies hierso, want my kop is bietjie groter. Dan knip ek hulle in die helfte, en dan knoop ek hulle maar net lekker styf. Maak 'n dubbele knop, sodat dit nie los kan gaan nie. En dan daai 2 gaatjies aan die kante, dis waar jou rekkies ingaan. Al wat jy doen is, druk hom deur, trek hom styf en knoop hom. Pas op net dat jy nie te hard trek nie, want dan gaan jy die gaatjies skeer, en dan gaan jou masker niks werd wees nie. Right, vasgemaak. Done and dusted. Net so 'n bietjie van 'n ou laaste touch, plak net 'n stukkie sellotape op, dat daai stukkies van die rekkie nie uitsteek nie. Dit gaan nie mooi lyk nie. En kyk net daar, William se donkie. Great. Mamma, papa, vir die van julle wat bietjie sukkel met die teken of as daar kleintjies is, ek het 'n PDF aangeheg, kyk by die description, dan kan jy dit uitprint daarso. Yes, Appel. Dit was great geweest. Ja, Dominee Morney, dit was awesome. Maatjies, het julle ook pret gehad? Het julle maskers gemaak? Kom ek wys gou vir julle hoe lyk my masker. Hier's my masker. Check net hierso. Kyk hoe cool lyk my William donkie. Great. Hoorie, maar julle moet vir my ook wys hoe lyk julle prentjies. Asseblief maatjies. Appel? Ja, maatjies, julle moet asseblief julle foto's van julle maskers op Facebook post, sodat ek, Bacon en Bluff dit kan sien. Sjoe, ja. Wat? Kyk, Dominee Morney, kyk hoe lyk my masker. Kyk hoe cool lyk Appel. Julle Appel het cool gelyk, né? Maatjies, ek wil bitter graag sien hoe lyk julle gaan. So moet nie vergeet nie, sit julle prentjies, vra vir mamma hulle moet 'n foto neem. Dan sit julle prentjies vir my op Facebook. Asseblief. Okay. Great maatjies. Yes, like dit was lekker om saam met julle te kuier. Ongelukkig moet ons nou tot sins sê. So, vir oulaas, gaan ons gou groet. Gereed. Splish splash sweet. Great. Lekker man. Ons sien mekaar weer binnekort. Appel? Sê tata Appel? Tata Appel. Appel, jou ou snaaksie. Kyk hoe snaak is Appel. Okay julle, lekker dag. Bye. Tjus.